good, you are good. When there's nothing good in me, you are love on display for all to see. You are light, when the darkness closes in. You are hope, you have covered all my sin. And you are peace, when my fear is crippling. You are truth, even in my wandering. You are joy, you're the reason that I sing. You are life, in you death has lost its sting. And oh, I'm running to your arms, I'm running to your arms. The riches of your love will always be enough. Nothing compares to your embrace. The light of the world forever reign. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is, and nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. And death could not hold you, the veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. And you have no rival, and you have no equal. Now and forever, God, you reign. And yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a beautiful name it is, what a beautiful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is, and nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. What a beautiful name it is, the name of Jesus. What a beautiful name it is, the name of Jesus. Here, en wat 'n ongelooflike voorreg dat ons U naam kan grootmaak, dat ons U kan aanbid, op ons knieë gaan en voor U, wat die groot God is, wat alles in die holte van die hand het. What a beautiful name. Dis die naam van Jesus waarin ons bymekaar is. En Here, ons weet dat geen magte daar buitekant, nie hoogte of diepte, of teenswoordige goeders, of toekomstige goeders, of engele, of bose magte, of enigiets anders dat ons in die skepping ons kan skei van die liefde van Christus nie. Die liefde wat daar is in God ons Vader nie. Aan U kom die lof en die eer en die aanbidding toe, Here. Amen. Hy groet jou vanoggend in die naam van hom wat Vader en Seun en Heilige Gees is. Mag jy weet, jy's geliefd. Hy like jou, hy's gek oor jou. En vandag wil hy in jou oor kom fluister, met jou praat. Amen. Ons nooi julle om saam met ons bietjie die Here se naam groot te maak, so julle is welkom om te staan. 'Cause you make
all things work together for my good. And you make all things work together for my good. Nothing can separate, even if I ran away. Your love never fails. I know I still make mistakes, but you have new mercies for me every day. Your love never fails. You stay the same through the ages. Your love never changes. There may be pain in the night, but joy comes in the morning. And when the oceans rage, I don't have to be afraid, because I know that you love me. Your love never fails. The wind is strong and the water's deep, but I'm not alone here in these open seas. Your love never fails. The chasm is far too wide. I never thought I'd reach the other side. Your love never fails. And you stay the same through the ages. Your love never changes. There may be pain in the night, but joy comes in the morning. And when the oceans rage, I don't have to be afraid, because I know that you love me. Your love never fails. You make all things work together for my good. And you make all things work together for my good. You make all things work together for my good. And you make all things work together for my good. You make all things work together for my good. And you make all things work together for my good. And you stay the same through the ages. Your love never changes. There may be pain in the night, but joy comes in the morning. And when the oceans rage, I don't have to be afraid, because
'cause I know that you love me. Your love never fails.
generasies, jou familie, en jou kinders, en jou kinders, en jou kinders, mag sy vrede jou vooruit gaan, agter jou staan, en ons jou staan, dit omring jou, hy is in jou, hy is met jou, hy is met jou, in die oggend, in die aande, in jou doene, in jou late, in jou hartseer, in jou vreugde, hy is vir jou, 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 hy is vir jou. Mag jy vanoggend vrede by God kry. Daai shalom wat alle verstand te bowe gaan. Daai peace of God wat die wêreld nie anders te laat lyk nie, maar ons anders te laat lyk in die wêreld. Mag jy die vrede van God deur al die generasies in jou doen en jou late en jou oggend en jou aand, mag jy dit beleef. As jy jou beheer, jou kontrol oorgee vir God. Amen. Daar's nog geleentheid vir offergawes. Terwyl die band afkom, is jy welkom om so vir die Here ook met jou offergawes te bless.
Gaan dit goed? Oh. Goed. Die Leeu's het gewen gister, het jy nog gesien? Ja, hulle het nie gespeel nie. Goed. Daar's 'n Mercedes buitekant WLD 437 GP, 'n wille Mercedes. Sy alarm bly afgaan. Wil jy nie gaan loer daar asseblief? WLD 437. Asai, dankie Kobus. Dis vir ons 'n groot voorreg om 'n klomp nuwe lidmate te verwelkom en so binne 'n volgende maand of 2 gaan ons weer 'n klomp moet verwelkom en daar's 'n klomp wat nie vanoggend hier kan wees nie en wat nog nie laasweek hier kon wees nie. So hierso is die eerste lot. Dit klink sleg om dit so te sê nie. Die eerste lot. Dis die eerste klomp mense wat wil verwelkom. So ek gaan hulle maar name so roep en dan gaan ek vra dat julle sommer hier op die onderste trappie staan. Elaine en Tian, Elaine Kaldo en Tian van der Merwe. Ja, kom hulle. Leon Odendal. Sy. Ek dink julle kan so 2 trappies opklim. Daar's hy. Dankie. Jaco en Elise van Niekerk en die kinders. Elisei en Rusay, ek hoop ek spreek dit reg uit. Rusay. Trudy Huber is ongelukkig in die hospitaal. Sy kan dit nie vandag maak nie. Pieter en Zelda van Niekerk. Flip en Nelly Mostert. Die Corneelses, Armand en Ludres en Leon, Luca, Nathan. Anton, Lizette en Tenay Brewes. Die Murdochs. Stewart is hier, goed. Paul, Swanet, Amorey en Emiel van Deventer. En Marina van Deventer. Goed. Gys en Sonja Kombrink is nie volgend hierso nie. Net seker maak dat hulle beslis nie hier is nie. Goed, hulle het gesê hulle het siekte. Jolanda Parks. Jackie, Dominique, Brian en Tyron van Staden. Ek weet nie of David hier is nie. As David is, kan hy saamkom? Nee, goed. En Louise van Staden en Silly Brits. En Johan en Hilda Labeskagh nie. Dis so lekker om so 'n groot klomp nuwe lidmate in die gemeente te verwelkom. Dis vir ons regtig 'n groot voorreg dat julle kan inskakel by ons. Ek weet julle het elkeen julle eie gawes en julle talente en julle vaardighede wat die Here julle mee toegerus het en wat julle so brandend is om te gebruik. Julle het op die regte plek beland om al daai gawes en talente te gebruik. Mag die Here julle regtig waar incredibly seën, mag hy ons bless met julle en julle gawes wat julle in die gemeente kom gebruik en kom
gebruik vir elkeen wat iewers 'n plekkie het wat net kan sê, maar ek wil net by die Here kom stil staan, mag julle die tool wees, die gereedskapstuk wees in die Here se hande. Die lidmaatskap van die kerk is oop. Enigiemand is welkom om in die erediens te sit. Enigiemand mag die Here se stem hoor. Enigiemand mag selfs die nagmaal gebruik. Enigiemand mag selfs net sê, maar Here, ek wil net stil raak en by U kom hoor wat is U stem vir my. Daar's iets wat 'n switch wat flip as jy sê, maar ek wil 'n lidmaat word. Dis iets meer as om net te sê, maar ek wil hier wees. Dis om te sê, maar ek wil hier kom werk. Ek wil hier 'n verskil kom maak. En daarvoor vra die Here 3 vrae. Nommer 1, het jy 'n verhouding met die Here? Dit hoef nie noodwendig die perfekte verhouding te wees nie, maar is jy en God aan mekaar vasgemaak, geconnect, sodat jy en hy met mekaar kan praat en dan net hierdie link is tussen mekaar. Nommer 2, die Bybel is dit wat ons gebruik in die kerk, dis wat die Here mee met ons praat, dis hoe hy met ons praat. So die tweede vraag is, sal jy luister na wat die woord sê? Nie wat die dominee sê nie, tensy die dominee die woord uitlê, maar sal jy die woord naleef? En nommer 3, sal jy daai gawes en daai talente, daai bedieninge wat die Here vir jou kom gee het, sal jy dit gebruik hierso in Suiderlig. So ek gaan daar bo begin, ek gaan vir julle sommer vra, dit klink nou baie kinderkraanserig, nee, ja, maar moenie eens nee sê nie, nee, sê nou maar, kom ek begin daar agter, en dan sê julle hardop wat julle antwoord op hierdie 3 vrae is. Goed. Daar by julle? Goed. Gaan jy voor? Ja. Jy het alles opgeneem, Simi? Goed. Dis vir ons so groot voorreg dat julle hier is. Kom ons gee vir hulle 'n lekker hande klap. Ons wil vir julle elkeen 'n bottel of elke gesin 'n botteltjie heuning gee. Sommige net om te sê, mag dit so soet soos heuning wees in die gemeente. Kom ek begin sommer hierso, dan gaan julle sommer so rustig gaan sit. Daar's hy. Dan kan julle so gaan sit. So vir elke gesin een. Daar's hy. Daar's hy. Dis lekker as mense gesin net een is nog, nê? Daar's hy. Ek gaan net vir ekskuus Anton, daar's hy Tenay. Daar's hy Jaco. Daar's hy. Dis dit. Geniet dit. Daar so selfs, né? Goed. Daar's nog een. Daar's hy. Ons reeks is grip. Dit maak volgende week klaar, maar dit loop oor in die Paasfees. So jy moet eintlik die 7 geleenthede saam kyk. Dis hierdie 4 en dan gebeur dit die week na volgende week. Dis die naweek van die 29ste dink ek. Dan is dit 'n Sondag. Dis die Palm Sondag. En dan die volgende Sondag is die Opstandingssondag en die Donderdag aand is ons Paasdiens. So maak sommer nou 'n knoop in jou oor dat jy onthou daarvan. Ons Paasdiens is die eerste Donderdag in April. Dis 'n Donderdag aand. Ons het nie 'n goeie Vrydagoggenddiens nie. Ons het die Donderdag aand te diens. So dis die Sondag, die Donderdag en die Sondag waar ons reeks 'n bietjie gaan oor hoop, maar die hoop het 'n voorspel en dis hierdie 4 waar hierdie 4 die introduction is tot daai 3. So die 7 moet julle so saam sien. Anders gaan julle dit heeltemal mis. Ons het so 'n bietjie begin praat oor beheer en hoe ons behoefte na beheer altyd daar is. En ek gaan net weer 'n keer vra nie, maar julle weet van wie ek praat. Daar's beheervrate in elke huis. Daar's ouens wat sê maar ek het die remote by my. Ek besluit watse kanaal ons kyk en as ons dit kyk, jy kan van my vra of my sê, maar ek druk die knoppie.
Okay, kom ek begin by 'n ander punt. JD, waar is jy? Daar's spesiaal, waar sit hy? Waar is JD? O, daar. In die moederskamer. JD, steek op jou hand. Staan geregop. Spesiaal ingevoer van KwaZulu-Natal af. Welkom Bill. Dis incredible om te dink dat elkeen van ons soort van beheer wil hê. Maar ma's en pa's, dink gou 'n bietjie saam met my, het dit al by julle gebeur dat jy net so na die April vakansie jou kind se rapport of se staat van syfertjies in jou hande kry en dan sien jy my kind is nie so wiskundig goed aangelees soos ek is nie. Dat jy al agtergekom as party kinders wat reg maar al die punte lyk okay, alles is so B's en dan skielik is hierdie 'n G. En hy is in rooi geskryf. Weet nie hoekom het hulle dit rooi gemaak nie. Want printing met kleur is baie duur, maar hulle print dit in rooi sodat jy moet raak sien. Partykeer is daar 'n rooi kring omgetrek. En dan besef jy, hier's moeilikheid. Ek het nie beheer oor my kind se lewe nie. En ek moet iemand kry wat beheer oor my kind se lewe kan uitoefen en ek noem dit ekstra klasse. So 10 April word sy ingeskryf, sy of hy, ingeskryf by ekstra klasse. Ten duurste. Elke Sondagoggend 6uur gaan laai die kinde af, 7uur moet jy hom weer kry want hulle moet jy sonskool kom. Dis nag maar jou kind moet jy moet beheer vat. Eintlik vat jy nie beheer nie. Jy laat iemand anders net beheer daaroor vat. Want jou kind nie jou brein gekry nie, ma's van gekry. So, hierso is moeilikheid. Het julle is daar sulke gevalle in die gemeente? Moenie opsteek nie. Jy gaan jou kind blootstel. En jou vrou. So moenie opsteek nie. Maar ons hou van beheer, né? Ons hou van, het julle al gesien wat maak ons as ons beheer wil hê? Ons staan voor die huisbak en dan daar's baie mense wat nie huisbakke gebruik nie. Annelie gebruik glad nie huisbak nie. Dis hoekom sy 'n mooi kyk het. Sy hardloop hierdie trappies op, sy's bang vir huisbakke. Daar's nie 'n manier nie. Maar as ek nou by die huisbak staan en ek druk die knoppie en niks gebeur nie, dan doen ek 'n interessante ding. Ek druk harder. En as dit nog niks gebeur nie, dan druk ek harder en baie kere. Werk dit by julle so? As jy televisie kyk en jy druk die kanaal en niks gebeur nie, dan druk jy harder. En as nog niks gebeur nie, dan druk jy harder en baie kere. En dan raak jy so met kwaad, jy breek die ding. Dis seker sterk. Toe maar, ek het hom gesaag voordat ek hom gebreek het. Saks. Maar ons raak so gefrustreerd as ons nie beheer het nie, dat ons dit letterlik breek. So, ek het gedink ek moet dalk 'n wet gee, en dis op die blaadjie ook. Die gripwet. Hy gaan so: wat ook al gebreek is, sal verder gebreek word as jy meer beheer gebruik. Wat ook al gebreek is, die televisie wat nie werk nie, as jy meer beheer het, dan breek hy verder. En ek gaan dit aan die hand van 3 areas in ons lewe vir julle verder wys, want ek dink dit is crucial om dit te verstaan. Maar nou, net so as jy vandag vir die eerste keer van hierdie 4 weke reeks hier inkom, net so vinnig ietsie sê, net 3 goeters eintlik. Nommer 1, beheer is eintlik 'n illusie. Ons dink ons het dit, maar actually nommer 2 is beheer God se departement, dis nie myne nie. Dit was nooit myne veronderstel om te wees nie. Moenie verantwoordelikheid en beheer met mekaar verwar nie. Baie mense dink, is nie beheer wat ek uitoefen nie, dis my verantwoordelikheid om daarom. Nee, beheer is God se departement. Trouwens, ek het vir julle laas week gesê, en die week voor dit, daar's in die hele Bybel, in al die Hebreëus, en al die Grieks, en die Aramees, is daar nie 'n enkele woord, wat in Grieks of Hebreëus vertaal word met beheer nie. Daar is nie so iets soos beheer in mense taal nie. Die enigste is in Galasiërs 5 vers 22, wat oor selfbeheersing gaan, en dan is dit 'n vrug van die Gees. Dit kom van God af. Dis nie ek wil dit het nie. Ek moet dit van God af gaan haal, en ek gaan nou iets daaroor sê. Maar dis ongelooflik om te weet, beheer is nie myne nie, dis God se nie. Nommer 3, hoe meer ons met
beheer wil werk, hoe groter skep ons 'n stuk chaos in ons lewens. Hoe verder breek ons alles in ons. So kom ons begin by plek nommer 1. In ons persoonlike lewe. Hoe meer beheer jy wil uitoefen, hoe meer veroorsaak jy anxiety en 'n baie moderne soort van siekte, uitbranding. Ons is, dis verrassend te sien hoeveel mense is moeg. En ek praat nie van net moeg van 'n bietjie oefening nie, maar lewensmoeg. Iewers het ons hierdie ding in ons koppe, dat ek moet werk en werk en werk en hard werk en nog harder werk en om dit reg te maak, moet ek hierdie ding nog meer beheer en moet ek nog meer werk aan hierdie ding en moet ek kyk na die batteries, is die batteries reg, wat is die fout? En dan word ons so gefrustreerd en dit breek en dan kan ons nie agterkom hoekom nie, want in ons persoonlike lewe werk hierdie beheer ding net glad nie. Ek is besig om 'n boek te lees van die nuwe, ek dink nie regtig nuut nie, maar die jong nuweling op die Tour de France circuit, Pogacar, en dis 'n incredible ou, hy's nou 24, 25, en met sy eerste poging om die Tour de France te ry, wen hy hom, op die tweede laaste stage. Maar dit is interessant om te sien, en dis 21-jarige laaitie wat dit wen. En dis 3 weke se hel, nee, ek gaan nie alles vertel nie, maar dis maar sy grootword jare was toe hy 'n youngster was, hier van 12 jaar, 13, toe hy begin fietsry het hy niks gewen nie. Hy het net gery vir die lekkerte. En ek dink nogal daar sit iets in van, en hy het 'n woord begin bekendstel. Hy het gesê is die gamification van fietsry. Nie jy moet oefen en dan moet jy dit doen, dan moet jy hierdie oefeninge doen. Nee, ek speel. Hy en sy pelle het op die fiets gespeel, mekaar gejaag, en dan jaag hulle weer teen die opdraande op, en dan ry hy weer lekker teen die afdraande, maar dit was speels gewees. En al die stres is verby. So fast forward sy lewe, toe hy sy tweede Tour de France, hy het 4 gewen, toe hy sy tweede ene gewen het, toe vra die jongens vir hom, pla niks jou nie. Sê nee wat, hierdie is 'n game, hierdie is vir my lekker. Jy sien, sodra mens beheer wil uitoefen oor die pad en oor die draaie wat jy ry en wat se ratte jy moet gebruik, dan raak jy moeg, raak jy gedaan. En ons werk met ons persoonlike lewe so. Alles moet beheer word in blokkies en dit maak ons gedaan. Sê ek, dit gee jou grys hare. En help dit? Ek glo nie. Maak dit ons vroeg oud en moeg en gedaan, en gestres, en gehartaanval en gebroerte? Ja, gewis. Want ons moet alles in ons halte van ons hand hou. Iemand skryf, kom ek lees die teks in Filippense 4 eers. Filippense 4 skryf Paulus hierdie wonderlike stukkie boek uit die tronk uit, né? Hy sit in die tronk en dan sê hy, wees bly, ek herhaal, wees bly. Maar hoor bietjie wat skryf in vers 6. Moet oor niks besorg wees nie, maar werk in alles harder deur beplanning en beheer, sodat God, wat dalk aan die slaap geraak het, julle werk kan seën. Incredible teks, hè? Moet oor niks besorg wees nie, maar werk in alles harder deur beplanning en beheer. Nee, hierdie teks staan nie in die Bybel, hoor. Hierso staan die regte naam. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. Nie werk harder nie, werk slimmer nie, werk meer produktief nie, werk langer ure nie, bekommer jou meer nie, mag jy oor. Kan ek so ietsie sê oor volgende week? Ons maak volgende week klaar met die reeks as ons begin praat oor wat is die oplossing hiervoor. Toe ek terug gespreek oor hoekom wil ons so graag beheer hê? Laas ek oor hoe ons beheer wil hê, vandag die prys wat dit kos om beheer te kwansies te wil hê. En vandag se laaste sang is I surrender. En jy kyk na die antwoord daar vir volgende week. Want dis waaroor dit gaan. Maak alles in gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En hoor gou wat gebeur dan. En die vrede van God, die Shalom Yahweh, die
vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, waar ons nou gesing het, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Iemand sê, daar's 4 ruimtes in jou lewe wat met jou gebeur. Die eerste ruimte is die ruimte binne in jouself. Die tweede ruimte is die ruimte tussen my en julle, tussen mekaar. Die derde soort van ruimte is tussen my en God. En die vierde ruimte is die ruimte wat binne in jou is. So, hierso kom die beheer daaroor. Binne myself, yes, ek het beheer daaroor. Ek kan sekere narratiewe, stories binne in myself hervertel so dit goed klink, reg is. Ek kan, as almal sê jy's lelik, kan ek sê, nee, ek is deur die God gemaak, ek is beautiful. Die ruimte tussen my en ander mense kan ek ook bietjie beheer oor hê. Ek kan, as jy, volgende toe ek kerk toe gery het, hulle lees elke Sondag so paar verse uit die Bybel uit, sommer so voorlesing, en toe lees hulle 'n stukkie van, as iemand iets teen jou het, los jou offers eers by die kerk, en gaan maak eers reg. Gaan maak eers vrede. Daar's power in ek wat met jou gaan regmaak. Nommer 3, tussen my en God, daar word ek ook beheer. Kan ek net gou remind? God slaap nie hoor. God is nie buite beheer nie. Al het die olieprys laas maandag nog 25% geklim. Al gaan ons seker oor 3 weke R7 'n liter meer betaal vir petrol. Al is die oorlog in Iran nog nie klaar nie. Al lyk dit asof alles uitmekaar uitvoeter. God is steeds in beheer. Ek weet nie hoe dit lyk nie, ek sal later eers kyk hoe lyk dit van die agterkant af, maar vir my lyk dit nie nou heeltemal so nie. Maar tussen my en God daar kan beheer wees. Ek kan net sê, maar Here, ek gee oor. Die binne in jou, ek het geen beheer daaroor nie. Just as bad. Ek het geen beheer oor wat jy op hierdie stadium dink nie. Wat op hierdie stadium binne in jou woel en werk nie. So ek is 'n dominee. En as dominees, dink ek wil ons graag ordentlik beheer hê oor ons gemeentes. En daar's ouens wat, en ek kom nou 30 jaar saam met die kerk, so ek weet daar was 'n era gewees hier in die laat 90s, 1990s, laat 1980s, begin 1990s, waar almal gepraat van strategiese beplanning en dan met SWOT-analises optrek en jy moet die kerk bestuur op hierdie, en dan jy hierdie dae lank gevat om hierdie weaknesses en strengths en goeders met mekaar te vergelyk. Hoe kan ons dit regmaak? Wat moet ons anders te maak? Dis die sang so doen, moet ons so praat en almal wil net beheer oor die gemeente hê. Kyk, ek wil graag beheer oor julle hê. Ek sal graag elke Sondagoggend wil hê, shanks, ek druk die knoppie, julle is almal in die kerk. Sal great wees. Ons sal net 3 dienste moet hou, maar dit sal great wees. Ons gaan nie almal gelyk inpas nie. Dit gee nie jou verskoning om by die huis te bly nie, ons op Facebook live, maar dit is so dat ek sou graag wil druk, kom jy dan sê 10des en ching 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 ching, kom jy SMS so deur. Ek sou graag 'n knoppie wil druk en sê sy geestelike lewe moet skielik hierdie week 3 steps opgaan, as daar steps is. Ek dink nie as nie, maar kom ons sê so. Hier's 'n knoppie vir mute. Stimmetjie. Mans, bly bietjie stil. Dis 'n vrou se beurt om te praat. Hier's 'n ander knoppie. Niemand. Oh. Sê my nee. Moenie my stil maak nie. Moenie vloek nie, en niemand vloek nie. Bid meer. 10de sommer weer 'n keer in die middel van die maand ook. Net vir ouens wat in die middel van die maand geld kry. En toe kom ek agter, dit werk nie so nie, hierdie ding werk nie. 1 Petrus 5, dis my job. Pas die kudde van God wat aan julle toevertrou is goed op. En nie beheer hulle nie. Hou toesig oor hulle, nie uit dwang nie, maar gewillig soos God het verwag. Nie om eie gewin nie, maar uit toegewydheid. Ook nie deur baas te speel
oor die wat God aan julle sorg toevertrou het nie, maar deur 'n voorbeeld vir die kudde te wees. Daar kom 'n vrede oor jou, as jy besef, ek hoef nie God te speel nie, ek moet God net vertrou. Dis nou my job uit, maar by jou is dieselfde. En verstaan reg, ek weet daar's 'n verantwoordelikheid wat jy moet hê. Jy moet jou boeke elke maand laat klop. Jy moet iewerster jou kinders versorg. Jy moet, ek verstaan, maar moenie verantwoordelikheid en kontrol met mekaar verwar nie. Dit het eintlik niks met mekaar te maak nie. Maar hierdie beheptheid om te beheer breek jou persoonlik af. Dit maak jou angstig. Selfs die sekulêre wêreld, selfs die wêreld daar buite kan sê vir ons vandag, in die meeste sosiologiese studies, die grootste rede hoekom mense anxiety beleef, is omdat hulle behoefte het aan beheer. En jy breek alles. Die tweede plek wat ons alles opvoeder is in ons verhoudings. Gaan dink aan enige gebreekte verhouding wat vandag net nie meer werk nie. En as jy so 'n bietjie gaan afstof en kyk wat daar gebeur, dan gaan jy agterkom daar was 'n stuk powerplay onderliggende aan wat iewers net gekrak het en die verhouding totaal en al vernietig het. Kom ons praat sommer oor iets wat nou nie by ons gebeur nie, maar so noord van ons gebeur, maar wat ons beïnvloed. Ons noem dit die Iran-oorlog. VSA, Israel teen Iran. Wat 'n ongelooflike voorbeeld van flenter verhoudings. Van 'n powerplay van een ou, of hy nou in die ooste of die weste is, maak nie saak watter ou jy nou daaraan dink nie, maar mense wat mekaar net nie kan verdra nie, want jy het meer power as ek, of jou power in olie lê, of dit lê in die dollar, maak nie saak nie, maar jy mag nie meer power as ek hê nie. Ons moet hierdie ding uitsorteer met missiele en drones en allerlei snaakse goed. En as daar mense doodgaan, is nie so erg nie. En as die petrolprys baie hoog gaan, is nie so erg nie. Sal weer die vrede daarna is baie beter. Ja? Gaan sê dit vir daai 140 dogtertjies wat doodgeskiet is. Gaan sê dit vir mense in Amerika wie se mans nie weer huis toe kom nie. Mag, Jesus, so is dit nice. Dit verbreek verhoudings. Trouwens, ek lees in die Bybel sommer van die begin af, van Kain en Abel af wat die verhoudings die mekaar gaan. Onthou jy vir Sarah en Abraham, die oom en tannie wat 'n boodskap kry by God en sê, gaan vir jou bless met 'n kind. Oom, jy is 75, maar ek gaan jou bless met 'n kind. En hy lag vir die engel. En 25 jaar later, het hulle nog nie kinders nie. Toe sit aan die Sarah mos te plan maak, die Here is besig om die uit beheer te raak. Hy het nie meer kontrole in jou, sy remote het gebreek. En sy sê, slaap by my slavin. En hy gaan slaap by Tannie Hagar. En Tannie Hagar het 'n kind, Ismael. Onthou jy wat ek sê voorbeeld gebruik het van Amerika en Iran? Israel, Iran? Waar kom daai oorlog vandaan? Genesis 12, Genesis 13, Genesis 16. Dis wat vandaan kom, waar Ismael, wat die voorlopers is van die moslims, en die Jode, Isak se mense, in stryd is vir 4.500 jaar al. Mag breek verhoudings flinters, in jou eie huwelik ook. As mens 'n huweliksvoorbereiding doen met mense, dan sê ek baie keer vir hulle, trek vir my 'n sirkel, en dui vir my aan in jou eie kop, moet net te duidelik maak vir die persoon wat langs jou sit nie, al is jy baie lief vir haar. Maar sê vir my, min of meer, hoeveel % van die power het jy? En tipies sal die vrou sê 20% van die mag is by my, en die man sal sê 80% van die mag is by my, en 20% is by die vrou. Maar hulle bedoel eintlik andersom. Hulle sê so, maar die man weet, nee wat, my vrou het eintlik 80% van die mag, ek het net 20%, as ek so baie het. Die vraag daarna is,
Waaraan spandeer jy die meeste tyd? En almal sal sê, is om my mag 'n bietjie groter te maak. En haar mag 'n bietjie kleiner. Onthou julle daai 4 areas wat ek uitgelig het? Die area binne myself, tussen my en julle, my en God, en tussen jou binnekant. Die meeste tyd word spandeer aan, wat sê jy? Hoe gaan jy oor my voel? Hoeveel likes gaan ek op hierdie preek kry? Hoeveel goedjies gaan mense vir my sê, dit was nou mooi gewees, oulik. Die meeste van die tyd. En die minste van die tyd spandeer jy met daar waar jy eintlik beheer oor het. Dis binne in jouself. Iewers breek verhoudings omdat ons mag speletjies speel van I'm the boss. May I remind you, jy is nie. En jy sê, tweede sinnetjie, sy ook nie. Hy is. Die derde ene, kom ons daarby, is in jou geestelike lewe. Hierdie magspeletjies maak dit ek en jy ons geestelike onvermoë 100% beleef. Vir volgende week het ek al so mooi voorbeeld wat almal op hulle groep gehad het, wat ek met julle wil deel, oor ou wat oor die Niagara valle met op 'n tou loop, en kry hy het reg, en kom hy terug, en kry hy weer reg, en kry hy weer reg, en later op 'n stadium het hy self 'n stoofie oorgevat, en dan in die middel het hy kos gemaak, en dan stap hy weer terug, en hy die skare, hy cheer hom, en sê, wonderlik, oh, it's great, it's so amazing dat jy oor hierdie tou kan loop, hierdie 2 duim dik tou, jy's amazing, jy het die balans, en dan sê hy, haal hy kruiwaai, en sê hy, julle dink ek gaan dit reg kry om die kruiwaai oor te so, en sê, ja, en dan stoot hy hom oor, en dan kom hy terug, dan sê hy vir hulle, okay nou, sê een van julle inklim. Want nou moet ek mag oorgee. En dis ons gemors. Hoe gee ek power oor? En as ek by volgende week gaan dan teruggaan. Hierdie ding maak in ons geestelik 'n onvermoë het om te trust. Want hoe kan ek nou trust as ek beheer het? En iemand het hierdie ding geskryf en ek het my lank laat dink. What you control the most wys skyn 'n lig op waar jy God die minste vertrou. So waar probeer jy beheer uit te vind? Dis die plek waar jy moet sê, Here, ek kan nie. Ouens, dis moeiliker. Ek wens ek kon hierdie goed as maklik met julle deel en sê, maar as ons net so 'n bietjie kan maak of ons beheer het, en ons kry dit reg soms, ons kry reg om so 'n bietjie beheer uit te oefen oor 'n paar goeders, maar aan die einde van die dag moet jy weet, oor jou finansies, jy het geen beheer nie. Jou verantwoordelikheid is om jou salaris en jou rekening te betaal, en jou aftrekkings moet nie meer as jou inkomste, dis jou verantwoordelikheid, maar jy het nie beheer oor dit nie. Dis 1 maand wat jy nie salaris kry nie, en as jy onderdeur, dan verloor jy jou kar, dan sal nog 'n maand se verloor jy jou huis ook, en nog 'n maand dat jy mediese fondse gaan, en dit is net so, en jou gesondheid, een oomblik is jy nog okay, die volgende moment het jy gediagnoseer met kanker, kry jy hartaanval, is jy in 'n botsing. So kom ons hou op om hierdie beheer ding te doen. Kom ons gee net vir die Here alles. Want ons kry dit in elk geval nie reg nie. Ons kry nie reg om hierdie beheer uit te oefen nie. En as ons dit uitoefen, dan breek ons alles verder. Myself, my verhoudings, en selfs my verhouding met die Here. Skus Here dat ons so stupid is, dat ons hierdie dom ding doen, en dink is, ons kan beheer uitoefen, ons kan die lewe handle, ons is nie gewire daarvoor nie, Here.
Het ons nooit so gemaak nie. En ons weet ons het nou grand geword, ons kan met allerlei grand woorde en tegnieke daaroor praat, ons kan selfs 'n klompie stelsels aanlei om dit te kan beheer, finansiële stelsels of gesondheidsstelsels of allerlei grand goed en ons kan nie. Ons het genuinely nie beheer daaroor nie. So ons kies net maar om te surrender. En met hierdie laaste song wil ons dit doen, Here. Sommige vir sê maar ons kan nie. Maar ons glo met ons hele hart. U kan. Dis in u mag. U is die Here oor hemel en aarde. Die skepper van alles wat leef en beef. En daarom mag ons stil raak en weet, ons is in u hande. En hierdie laaste song wil ek vra dat ons sal sing, terwyl ons sit. Ek sou net wil gehad het, ons moes gekniel het. Om net sommer te sê, maar Here, U is die baas. U is die heerser. U is die Here van ons hele lewe. Amen. Here I am, down on my knees again, surrendering all, surrendering all. Find me here, Lord, as you draw me near. I'm desperate for you. I'm desperate for you. And I surrender. Drench my soul as mercy and grace unfold. I hunger and thirst. I hunger and thirst. With arms stretched wide, I know you hear my cry. Speak to me now. Speak to me now. And I surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know you more. I surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know you more. Like a rushing wind, Jesus breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm, stir within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in
En nou mag julle staan as ons vir die Here amper hunker na hom, hunker na sy seën en dit ontvang as hy vir jou sê, maar my genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking as jy swak is. So gee oor. Surrender. Mag die Here se genade oor ons almal die wag hou. Amen. Drench my soul as mercy and grace unfolds. I hunger and thirst. I hunger and thirst. With arms stretched wide, I know you hear my cry. Speak to me now. Speak to me now. And I surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know you more. I surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know you more. Like a rushing wind, Jesus, breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way.